storie vanuit Pretoria en ons vertrou dat u saam met ons hierdie gesels oor die briewe van Kefa of Petrus verder sal geniet. Terwyl ons vandag gaan gesels oor 2 Kefa en wel die eerste hoofstuk. Hy begin dan hierdie eerste hoofstuk, begin hy praat en sê, vanaf Simon Kefa, slaaf en afgevaardigde van Yeshua die gesalfde een. Hy gebruik die woord afgevaardigde, want Yeshua het hulle aangestel. Die woord apostel is 'n Latyns afgeleide woord wat presies dit beteken. Iemand wat gestuur is. Kefa saam met die ander was afgevaardigdes om soos 'n diplomaat, 'n ambassadeur, hierdie boodskap wat Yeshua gebring het, te kom verteenwoordig. Hy was 'n ambassadeur gewees om die boodskap vir ons te leer wat Yeshua gebring. Hier praat Kefa, Petrus, praat hy met ons en gee hy vir ons presies daardie opdragte, presies daardie lewenswyse wat u en ek moet leer. Kefa kom vertel vir ons wat Yeshua se boodskap was en wat hy wou gehad het, hoe ek en jy moet leef. So wanneer ons nou kyk na Kefa, dan sê hy's 'n afgevaardigde, hy's 'n ambassadeur, hy kom verteenwoordig die boodskap. Daarom kan u en ek dit glo, want die boodskap kom van Yeshua self. Hy sê hy's 'n afgevaardigde van Yeshua die gesalfde een, aan die wat waardig geag is tot vertroue, gelyk aan ons in eer deur die onpartydige opregtheid van ons meester en ons verlosser Yeshua die gesalfde. Hy begin as leier, praat Kefa met die volgelinge van Yeshua, en dan sê hy hierdie fantastiese ding, gelyk aan ons in eer. Daar is nie guns by God tussen mense. Hy trek nie die een voor bo die ander. En selfs Kefa, Petrus, die man wat saam met Yeshua geloop het, wat die wonderwerke saam met hom ervaar het, wat gesien het wie hy is en wat hy doen, sê dat die mense waarmee hy praat, die gelowiges, die afgesonderdes, is gelyk aan homself en eer by Vader. Daar is so baie kere dat mense hulle self probeer oplig en ophef. Ek is 'n afgesonderde van God, ek is 'n ambassadeur van God. Kefa weet hy is dit, hy verklaar dat hy dit is, maar hy doen dit met die nederigheid wat van die meester kom wat hy gevolg het. En verklaar daarom dat elkeen wat vir hom luister, by Vader met die onverdiende guns van God, presies dieselfde eer. En dit is altyd vir my 'n kosbare begin. Ja, hy het seker is gekies as afgevaardigdes en hy het seker is gekies as leraars en as leiers en as herders en hy het mense gekies om voor te loop. Maar hulle ontvang presies dieselfde eer as elke een van u saam met hom. Vader trek niemand voor nie. En terwyl elke een van u en ek ons deel doen en ons werk doen, gee hy die eer, omdat Yeshua vir ons dit gedoen het. Hy het vir ons die moontlikheid gegee. En dit hy sê, dis die onpartydige opregtheid van ons meester. Nie ons nie, van ons meester. Dan bring hy 'n seënwoorde en sê, mag die onverdiende guns en vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid vir julle vermeerder word, deur die lering van ons meester Yeshua, die gesalfde. Ek sien iets wonderliks in hierdie versie, en dit is dat hy sê, dat deur die lering van Yeshua, daar vrede, rustigheid, hierdie gesondheid, die werklike shalom, in mense se lewe vermeerder,
sal word. En ek vind dan dit is so, dat deur die ware lering van ons Meester Yeshua, daar vrede en rustigheid kom in mense se lewe. Deur die ware vrede, wat Vader vir ons wil gee, kan ons dan rustiger lewe, sonder spanning, sonder benoudheid. Is dit vir my net wonderlik en fantasties, dat dit kom deur lering. En ek dink dit is wonderbaarlik, dat deur die ware lering van Yeshua daar vrede kom. Dat ons rustigheid en vrede kan ervaar, deur die lering wat direk van hom afkom. Ons moet dus vir onsself vra, wat ervaar u, wanneer u sy lering hoor? Is dit sy rus, sy vrede, sy shalom? As die een, wat vir ons al daardie dinge deur sy lering gegee het, wat vanuit die goddelike krag is, saam met die lewe en die aanbidding van God, het hy ons geroep in sy gemanifesteerde teenwoordigheid en groot. Yeshua het ons geroep om te leef in daardie gemanifesteerde Shekinah teenwoordigheid van Vader. Hy het ons geroep om in sy grootheid te leef. Met ander woorde, om naby hom te bly, in sy teenwoordigheid te bly. Hy het ons geroep, sodat ons so leef, soos hy geleef het, en daarom kan ons die hele tyd in sy teenwoordigheid wees. Yeshua het vir ons sy lering gebring. Yeshua het vir ons dit gebring wat direk van die Vader kom, sodat ons kan leef soos hy, en sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Vers 4. Hy wat deur hierdie groot en kosbare verklarings aan julle gegee het om deel te wees aan hierdie goddelike natuur, wanneer julle vlug van die korrupsie, van die begeertes wat in hierdie wêreld is. Wat 'n fantastiese woord. Ons is geroep en ons het die voorreg ontvang van Yeshua, om uit te kom uit die korrupsie van die begeertes van hierdie wêreld. Ja, dit bring korrupsie. Dit bring korrupsie in 'n lewe wat nie toegegee is, oorgegee is aan die lewe wat hy gebring het nie, maar die misleiding van die wêreld daar rondom, na lus. Daardie misleiding wat nie net vir ons die verkeerde bring, maar die misleiding wat ons weglei van die volkome waarheid. Dit is hoekom hy daar vroeër sê ook, dat sy lering vrede, rustigheid, sy shalom bring. Want in sy lering wat bevry is van die korrupsie van hierdie wêreld, is daar altyd rustigheid, aanvaarding en vrede. Vir my is dit gewoonlik een van die tekens, hoe om te bepaal of iets waar is. Om te bepaal of iets waar en eg is dit gewoonlik in sy egtheid, deur ware lering, gee dit vir ons vrede. Egtheid bring vrede. Maar wanneer ons dan nou kyk na ons lewe, en wanneer hy vir ons hierdie leringe gee, dan sê hy vir ons, dit is sodat ons kan wegkom uit die korrupsie van hierdie wêreld. Is die misleiding, versoeking in hierdie wêreld vir u nog te veel? Is daar te veel kere dat ons luister na die misleiding van die wêreld? Hoor, dit klink so goed en dit klink so mooi. Hier daar op internet is daar baie van hierdie verskriklike mooi klinkende woorde en leringe en dinge wat na mense toe se kant toe kom. Bring dit vir ons vrede? Bring dit vir ons rustigheid of in onrustig? Ons moet die hele tyd bepaal of dit waar en eg is, nie net volgens die vrede wat ons het, maar is dit die leer soos Yeshua dit gebring? Is dit die volheid van die waarheid? Is dit die waarheid, die hele waarheid en net die waarheid alleen? Niks weggelaat, niks bygevoeg.
En dit is hierdie leer wat hy van praat, wat vir ons sy salom bring, dis hierdie leer wat hy van praat, wat ons weghou van misleiding. Ek sê weer, die misleiding wat deur die aanbidding van die Skepper lewende God alleen weerspreek kan word. Want hy is die enigste God. Hy gaan aan in vers 4 en sê, hy wat deur hierdie groot en kosbare verklaringe aan julle gegee het, om deel te wees aan die goddelike natuur. Ons kan daardie natuur van sondeloosheid, die natuur om weer die volle autoriteit te neem wat hy vir ons gegee het, daardie natuur van leef volgens God se volmaakte wil, daardie natuur om te wees soos hy, kan u en ek weer ontvang. Dis wat hy beloof, daardie goddelike natuur, wat Jesua vir ons kom wys het. Hy sê, ek kan net soos Jesua deel kry daaraan. Want dis die natuur, dis die skepingsplan van die lewende God in u en my lewe. Hoe kosbaar, en wonderlik. Hy gaan verder. In vers 5, daar is nog dit. Wanneer julle met ywer alles gebring het. Met ander woorde, liewe vriend, wanneer jy elke dag, wanneer jy met ywer om God te dien, om elke dag wil gehoorsaam, elke dag met ywer uitsien na wat dit is wat hy vir jou wil gee. En dit doen ons uit die aard van die saak deur vertroue. Ja, dis deur vertroue alleen dat ons gered word. Deur ons vertroue in die bloed van Jesua aan die kruis. Jesua het vir ons, deur die bloed aan die kruis, het hy vir ons die geleentheid gegee om gered te word. Maar slegs hulle wat in vertroue aan daardie reddingsdaad vashou, sal gered word. Hy het die moontlikheid gegee vir almal, ja, dis waar. Maar net hulle wat daardie pad volg in die redding van Jesua sal gered word. Daaroor is die skrif baie duidelik. Nou gaan hy aan en sê, wanneer julle met ywer alles volbring het, voeg dan by julle vertroue goedheid. Jy sien, die Bybel neem aan dat u en ek vertroue het in dit wat Jesua vir ons gedoen. Dit is absoluut noodsaak. Sonder hierdie vertroue kan niemand God tevrede stel. Maar stel ons om te leer. Hebreërs hoofstuk 11 vers 10. Sonder vertroue kan ek nie deel hê aan hierdie verlossingsdaad wat Jesua vir ons gebring. Maar nou gaan hy aan en hy sê, by jou vertroue sit goedheid, nie boosheid nie, nie wreedheid nie, goedheid by. Dan kan ons vra, met ander woorde, wanneer mense na ons lewe kyk, sien hulle vertroue in hom. En as hulle die vertroue in hom sien, sien hulle goedheid. Of, hoe lyk ons lewe verander nie? Het is interessant dat hy dan aangaan en sê, by goedheid voeg die kennis. Ons moet weet wie hy is. Ons moet die kennis hê en verstaan wie hy is en wat hy doen. Die kennis van sy verlossing. Die kennis van wie hy is. Dis dit wat mense sien. En by die kennis, volharding. Ons kan nie iewers ophou nie. Sê die Bybel nie baie dikwels vir ons, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Daarom mense ook hierdie volharding in ons sien. Die volharding om aan te hou en nie op te hou nie. By volharding, die geduld. En hierdie dae is mense so ongeduldig met mekaar. Kyk maar net hoe ry mense. Niemand gee vir iemand 'n spasie. Almal probeer elke gaatjie toemaak.
Almal probeer so gou as moontlik vorentoe kom en kan nie wag vir iemand anders om in te kom. Kyk maar as ons iemand iets vra, hoe ongeduldig word ons. Kyk as ons verwag vir iets, hoe ongeduldig word ons. Is dit Vader se wil? Nee, hy sê, met ons volharding moet ons ook geduld hê. Want ons volhard totdat jy so weer kom. Maar tot hy nie kom nie, het ons geduld en wag ons met ywer en wag ons besig in sy koninkryk op sy koms. En dan gaan hy aan verder en hy sê, by die geduld, respekvolle vrees vir God. Waarsonder die Bybel sê, dit onmoontlik is om te ken. Hy vra van ons respekvolle vrees. Daardie respek, afhanklikheid van hom as die lewende God. By die respekvolle vrees, liefdevolle omgee. Ons sien so min daarvan in hierdie dag. Mense wat kan kyk na die behoeftes van ander en omgee. Ek dink dit is een van die belangrikste take en opdragte wat Vader vir sy kinders gegee het, wat vir ons wys wie se kinders ons is. Wanneer ons werklik omgee, wanneer ons werklik net genoeg vir onsself kan hou en die res gee vir hulle wat nodig het. Maar boonbehalwe dit alles, liefde, gee terwyl ons omgee. Ons sien dikwels mense verander help, amper met 'n meerwaardige gesindheid. Nee, met liefdevolle nederigheid besef, dat as dit nie Vader se onverdiende guns in ons lewe was nie, was ons ook daar. Ja, mense het foute gemaak. Ja, hulle het dalk hulle self in daardie penarie geplaas. Is dit ons om dit te oordeel of net Vader se guns oor te dra aan hulle, en te help, en te versorg, en te kyk dit wat ons kan doen. Vader vra nie van ons meer as dit wat ons kan doen, maar dit wat ons het, kan ons gebruik. Ons is in vers 7 en hy sê, by hierdie liefdevolle omgee vir die broers, en by die liefdevolle omgee vir die broers, liefde. Ons kan liefdevol omgee, deur ons dade te bewys. Liefde is daar die gevoel saam met iemand. Is daar die werklike hartseer saam met die persoon wat hartseer is. Die vreugde saam met die persoon wat vreugde het. Liefde is om net die beste te wil. Liefde is om Vader se karakter wat liefde is, aan my naaste te wys. En ek het 'n voorreg om in hierdie lewe omgee vir ander te kan wys. En daarom het ek aan die begin gesê, is Kefa of Petrus besig om vir ons te sê hoe ons moet lewe, wat ons moet doen. Hoe moet ons die karakter en autoriteit van die Skepper lewende God leef? Hoe moet ons dit verander wys? En hierdie is die manier hoe ons dit moet doen. Deur ons vertroue, deur ons volharding, deur ons geduld, deur liefdevolle omgee, deur respekvolle vrees en deur liefde. Hy gaan aan in vers 8 en dan gee hy vir ons die rede waarom. Hy sê, want as julle hierdie dinge het en dit meer word. Kefa sê ook vir ons moet nie stagneer nie. Ons moet nie dink ons is nou aangekom nie. Ons moet nie dink dat ons genoeg doen en genoeg het nie. Hy sê wanneer ons dit het en meer word daarin, is hulle nie leeg of onvrugbaar. O, wat 'n wonderlike woorde. Daar sal vrug wees. Elkeen van hierdie gesindhede wat u en ek het, sal vrug dra in ander mense se lewens. Maar vestig dit julle in die lering van ons Meester Jesus. En nou kom hy terug by die plan.
Wanneer ons hierdie lewe leef soos hy geleef het, wanneer ons hierdie dinge doen soos wat sy karakter was, dan word ons herstel in sy lering. Dis dan wanneer ons die leringe verstaan. Dis dan wanneer die leringe van Yeshua volmaak word in ons, want dit is wat hy vir ons sê. Dis dan wanneer die leringe vasgemaak word in ons lewe. Het julle in die leringe van ons meester Yeshua die gesalfde een vestig. Dit maak jou vas. Dan kan 1 Johannes hoofstuk 5 vir ons waar word. Maar dan kan 1 Johannes 2 vir ons waar word in vers 4 tot 6 waar hy vir ons sê, leef soos Yeshua geleef. En deurdat ons die opdragte van Vader na. Al hierdie dinge maak hy elke keer vas in die leringe van Yeshua. Yeshua se leringe was nie goed wat niemand kan bereik nie. Yeshua se leringe was die lewe wat hy self geleef het. Deurdat hy dit self geleef het, kan een ek dit leef. Dan sê hy dan ook vir ons in vers 9, hy wat hierdie dinge nie het nie, is blind en het vergeet van die reiniging van sy vorige sondes. Wow. Wanneer ons hierdie gesindheid in ons lewe het, dan wys ons die verlossing van Yeshua in ons lewe. Wanneer ons nie hierdie lewe leef nie, wanneer ons nie hierdie dinge in ons lewe vasmaak en daarvolgens leef nie, volgens sy geduld, volgens sy omgee, volgens sy vertrou, dan vergeet ons verlossing. En dit is asof Kefa dan duidelik vir ons hier sê ook, wanneer ons verlossing onthou, wanneer ons onthou dat ons gered is deur die bloed van Yeshua, dan sal ons dit erken en dan sal dit gesien kan word, deurdat ons leef volgens hierdie gesindheid. Hoe kosbaar, hoe wonderlik, as ons kan verstaan, want dit is wat hy wil hê ons moet. Dit is hoe ons moet leef. Kom ons kyk. Want hy sê nou in vers 10. Dis ons roeping, ons verkiesing, wat ons seker maak deur goeie dade, deur so te leef. En wil ons dan graag volgende week verder gaan, oor hierdie fantastiese manier van lewe. Wanneer ek en ek maar net in vertroue kan leef. Wanneer en ek maar net in hierdie geduld, hierdie liefde kan leef. Dis wat Vader wil hê, en ek moet. En dan wanneer ons so leef, ek lees vers 10, terwyl ons aangaan. Aangaande dit, broers, doen moeite om julle roeping en verkiesing seker te maak deur goeie dade. Want wanneer julle hierdie dinge doen, sal julle nooit val. Hy het daar aan die begin, het hy begin praat en gesê van die wêreldse versoekinge en misleidings en die verleidings wat ons ervaar. Nou kom Kefa en hy stel dit ook vir ons duidelik dat wanneer ons volgens hierdie gesindheid leef, soos wat Yeshua geleef, sy liefde, sy geduld, die vertroue waarin ons moet leef, met absolute omgee liefde, respekvolle vrede. Binne daardie koms, sê hy vir ons, dit is die goeie dade, waarmee ons verkiesing, maar waarmee ons dit leef en doen wat Vader se wil is. Dan gaan daar die versoekinge, dan gaan daar die misleidinge van hierdie lewe nooit te veel wees. Want so word daar ryklik vir julle ingang gegee in die ewige koninkryk van ons meester en verlosser, Yeshua die Gesalfde. Ons ontvang die ewige koninkryk. Ons word deel van en kom in die koninkryk van die lewende Skepper God,
deur hierdie goeie daad. En dan net soos Kefa in die volgende vers voel ons altyd dieselfde en wil ons dit vir U sê, ons word nooit moeg om aanhoudend en volhardend vir U hierdie waarheid van hierdie dinge te bring en U te herinner daaraan. Ons weet U ken dit. Ek weet U verstaan en ken al hierdie dinge wat Vader vir ons gesê het van om te leef. Maar ons word nooit moeg om U te herinner daaraan. Want is deurdat ons herinner word, dat ons weer kan terugkyk op ons eie lewe en gaan kyk, is dit hoe ek leef? Is dit wat ek doen? Is dit hoe ek afhanklik is van die Skepper lewende God? Hoekom? Hy sê dan vers 10, wanneer julle hierdie dinge doen, sal julle nooit val. En daarom is dit vir ons 'n voorreg om U te herinner daaraan, om myself te herinner daaraan. Leef ons volgens hierdie standaard, want dit gee vir ons ingang in die koninkryk. Word nie moeg om aan julle die waarheid van hierdie dinge te herinner nie, alhoewel julle dit ook goed ken en vasstaan in hierdie waarheid. Maar dan gaan hy aan en sê, maar dit lyk vir my goed om so lank as wat ek in hierdie liggaam is, julle geheue wakker te maak. Ons moet gereeld herinner word daaraan. Dis die manier waarop U en ek moet leef. Al die ander dinge is ondergeskik aan 'n gesindheid van liefde, omgee, sagtheid, respekvolle vrees aanvaar. Daardie respek wat ons nodig het om te wys vir Hom, die Skepper lewende God. En dis dan waarmee Kefa hierdie gedeelte begin in die tweede boek, om vir een my te herinner hoe om te leef en wat om te doen. En wanneer ons volgende week gaan kyk en verder gaan daarmee, sal ons sien die rykdom van 'n lewe wat daar is in gehoorsaamheid aan Vader. Mag hierdie week, ja, mag hierdie dag vir U kosbaar wees. En in ons nagrus mag ons ervaar die vrede, die shalom, wat ons ontvang wanneer ons hierdie dinge leef en doen elke dag. Want deur dit te doen, deur daarin te leef, is daar ware shalom. Kom ons bid saam. Vader in die guns, bid ons dan die shalom van vrede, vreugde, blydskap, gesondheid en voorspoed oor U kind. Mag hierdie lering van lewe ons weer herinner om te leef volgens U wil alleen. Om te leef nie volgens ons reaksies, om te leef nie volgens ons karakter, maar volgens U karakter, wat U in ons kom plaas. Die natuur van God uitsaam. Om te lyk soos die God wat ons geskep het. Om op te tree volgens U karakter alleen. Dit bid ons in die naam van Yeshua, wat dit vir ons kom wys het.